ons glo en weet, ja, Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Hy leef. Halleluja. Ons is verlos en vergewe. En ons wat glo is nou kinders van God. Nou hier in die Bybel lees ons in Johannes 21 waar Jesus na hy opgestaan het hy besoek die disippels hier vir die derde maal het Jesus besoek disippels dat hulle vir hom kan sien en glo en weet Jesus hy het opgestaan. Hulle het gesien en weet dis waar. Nou hierdie gebeur langs die see waar die disippels daardie oggend, 5 disippels het daardie oggend gegaan om vis te vang. Nou hulle die hele nag probeer om vis te vang, maar niks gevang nie. Toe die oggend hulle begin terugkom uit die see, en toe hulle naby kom, het Jesus gestaan op die strand en geroep, het julle iets om te eet? Hy was bietjie ver, en die disippels het gesien die persoon, was nie seker of het Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant van die boot, ander kant. En hulle het gegooi aan die ander kant. Toe baie visse. En die net het vol geword, dat het beskeur. En die disippels het besef, daardie persoon is Jesus. Alleen Jesus kan so 'n wonderwerk doen. En toe Petrus dit besef, toe hy het gestaan daar in die boot, sonder sy hemp, hy was kaal, bolyf. Het hy gou sy hemp aangetrek, en hy het uit die boot gespring in die water. Die ander disippels het geroei nader om vir Jesus te sien. Toe hulle kom op die strand, toe vra Jesus vir hulle, kom, gaan haal vir daardie visse wat julle gevang het, klaar 'n vuurtjie gemaak. Sien, en my vis is hier en brood. So bring van julle vis wat julle nou gevang het. En kom ons braai en eet saam. Die disippels het dit gedoen, opgewonde om vir Jesus weer te sien. Maar iets baie mooi gebeur hier. Jesus wil eerstens vir die disippels wys, hy het waarlik uit die dood opgestaan. Hy leef. Ja, hy leef. Hulle kan hom sien. Vat aan hom. Saam met hom eet. Vis en brood. Wonderlik. Hulle weet, ja, Jesus leef. Hulle praat met hom. En Jesus praat met hulle. Maar tweedens wat gebeur, is dat Jesus wil die verhouding weer regmaak. Want julle onthou, toe Jesus gevang is, gekruisig is, het die disippels weggehardloop. Petrus het vir Jesus verloon,
gesê, nee, ek ken nie vir Jesus nie. En Jesus weet dit. En nou dat Jesus opgestaan het, hy soek weer die disippels, om vir hulle te wys, hy leef. Jy moet nie bang wees nie. Maar ook, Jesus wil die verhouding weer regmaak. En hy begin met Petrus, wat hom verloon het. En Jesus vra 3 maal vir Petrus, het jy vir my lief? En Petrus sê 3 maal, ja Here, u weet dit. Petrus het ook begin om te huil, omdat Jesus vir hom 3 maal vra, want Petrus, hy onthou, hy het verloon, en hy voel sleg daaroor, jammer daaroor, spyt daaroor, want Petrus is waarlik lief vir Jesus. En Jesus gee vir hom en vir almal opdrag en sê, julle, jy Petrus, moet my skape gaan oppas, versorg en oppas. Ja, leer oppas. Skape. Wie is die skape van Jesus? Dis die ander gelowige mense. Nou Jesus wil hier ook vir jou sê, hy wil ook graag vir jou wys, hy het waarlik opgestaan, hy leef, en hy wil ook vir jou ontmoet, vir jou ook gee wat jy nodig het om te eet, te leef, maar meer, Jesus wil ook die verhouding met hom en met jou regmaak. Hy soek jou ook. Hy weet jy vergeet van hom. Jesus weet jy verloon hom ook, partykeer. Sê nee, jy ken hom nie. Jy leef nie vir hom nie. Jesus weet dit. En hy soek vir jou vanoggend. En hy wil ook die verhouding met hom, met jou regmaak. En hy vra ook vir jou, is jy lief vir hom? Ja, hy vra 3 maal vir jou, is jy lief vir hom? Is jy lief vir hom? En wat antwoord jy? Ja of wat antwoord jy? Lief? Dan is jy ook 'n disipel van Jesus. Word jy ook vergewe? Ja, Jesus vergewe jou. Vir alles wat jy verkeerd gedoen het, verloon, vergeet. Hy vergewe jou. Hy's lief vir jou en al wat hy vra, jy moet ook vir hom lief wees. En as jy sê, ja, ek is lief vir Jesus, dan gee hy ook vir jou 'n opdrag. En 'n opdrag, jy moet nou leef vir hom. En jy moet nou ook omgee vir ander gelowige mense. En hulle ook versorg. Hulle ook beskerm. En nie dink aan jouself nie. Nee, jy moet ook omgee vir ander gelowiges. Saam kom met ander, met die ander gelowiges. By die kerk, in die kraal. En jy moet saam die ander ook versorg. En dis wat Jesus sê vir jou. Want so kan jy wys jy's
lief vir hom. Nou mag die Here vir jou help, dat jy waarlik glo, dat hy opgestaan het, dat hy leef. Mag jy ook glo dat hy jou soek vir jou, en dat hy vir jou wil vergewe. Ook sê vir jou, hy's lief vir jou. Mag jy ook waarlik sê, jy's lief vir hom. En dat jy sy opdrag hoor, sien, aanvaar, ja, gaan doen. Vrede vir jou. Volg vir Jesus. Groete.